Ik ga niet tel. En nou wat? 1, 2, 3, extra. Ons gaan vandag lees uit die boek van Rigters, hoofstuk 11. En dit gaan oor die rigter Jefta. Ja. Wat die Here gebruik het om Israel te verlos van die Ammoniete. En ons sal kyk hoe dit op ons van toepassing is. Ons sal dit huis toe bring. Ja. Deur te kyk na 'n paar dingetjies wat ons gerig aandag aan kan gee. Ja. En hoe die Here werk. En om alles te kroon, om ons nou voor te stel, ek is Bradley van Waai. Ek is Edgar Hermanus. Soos julle gehoor het, wat ons nou in gaan deel, gaan ek net vir my skoonpa vandag vra om vir ons die gedeelte van Jefta te lees. Uit Rigters uit. Ja, amen. En Jefta die Gileadiet was 'n dapper held, maar hy was die seun van 'n hoer. En Gilead was die vader van Jefta. En toe die vrou van Gilead vir hom seuns baar en die seuns van die vrou groot word, het hulle Jefta weggejaag en vir hom gesê: "Jy mag in ons familie nie erwe nie, want jy is die seun van 'n ander vrou." Daarop vlug Jefta van sy broers af weg en hy gaan woon in die land Tob. En ligsinnige manne het by Jefta aangesluit en saam met hom uitgetrek. Nou, vandag se geselskap wil ons so natuurlik as moontlik wil ons dit hou. So geen ekstra goed doen nie, so net natuurlik. My eerste vraag vandag gaan wees: hoekom moes die skrywer aanmeld dat Jefta se ma 'n hoer was? Bradley, wat vir my baie interessant is rondom hierdie gedeelte, is hy begin in Jefta die Gileadiet was 'n dapper held. Maar dan sê hy in dieselfde asem hy was die seun van 'n hoer. Nou die Bybel, as hy begin met 'n stelling, dan beteken dit daai stelling het baie groot waarde vir die skrywer gehad. Ja. Toe hy dit neergepin het. Ja. En hy stel Jefta as 'n dapper man. Bold, vrymoedig en nie vrees gehad nie. Hy was 'n vegter van formaat. En dan, maar die skrywer, die Bybel is die een boek wat die plus en die minus vir jou sal daar sit en verduidelik. Maar uit die plus en die minus wil hy vir ons 'n les leer. En hier in hierdie geval wil hy vir ons 'n les leer om te wys alles wat hierna gaan gebeur met Jefta is as gevolg van sy agtergrond, as gevolg van waar hy vandaan kom, soos in die geval sy ma was 'n hoer gewees. So hy was nie sy broers en dit was nie sy eie broers gewees nie. So hy kom nie uit die familie uit van sy pa nie. Ja. So wat beteken sy pa het 'n familie gehad of nee, ja. Sy pa het 'n familie gehad. Eintlik aangedui hier eers 2. Ja. Ja. En wat einde van die dag actually 'n skande gewees. So hy is dan gebore uit skande. Presies, ja. Presies. Die Bybel, dis hoekom Jefta ook 'n sekere houding gehad het, want net nadat sy broers vir hom sê hy kan nie saam met ons erf nie, en hy's 'n kind van 'n ander vrou. Toe die Bybel sê daarop vlug hy van sy broers af weg. Ja. Hoekom sal jy wil vlug as dit jou nie geraak het? Ja. Waarvandaan jy kom nie. Maar die ding is, Bradley, hy sê dat hy begin deur te sê dat Jefta was 'n dapper held. Ja. En soos ek sê, met die eerste intrapslag van die skrif wil hy sê sommer stryd wat nou gaan volg. Wat hierdie man gehad het en wat sy agtergrond was. Ek het 'n vraag op dit. Het sy dapperheid dalk te doen met die feit dat hy die seun van 'n hoer was, geen erfgename het nie, en ook soos voorheen in Rigters, wat is die een van die manne se name wat gesê het waar vandag geskryf was en hy het sy lewe nie geag nie.
Of het sy seun nie geag nie. Naphtali en Zebulon. Naphtali en Zebulon. Dit is nie gedeelte van die vrou wat ons die naweek mee oorgedeel het, Deborah. So Naphtali en Zebulon het hulle lewe nie geag nie. Wat beteken hier sien ons weer in dieselfde rigters, later in dieselfde rigters sien ons weer dat die man wat nou 'n dapper held is, wat sy naam is Jefta, het dalk ook sy lewe nie geag nie. Kon dit miskien wees as gevolg van sy agtergrond, sy afkoms, en die feit dat hy in 'n familie was wat hom nie aanvaar het nie. En volgens wat ek dink, kon dit moontlik wees dat die vrou hom ook nie aanvaar het. En die kinders miskien opgemaak het. Dat hy, en ja, ek stem, dat hy moontlik uit dit uit vir homself iets moes bymekaar skraap in sy lewe, wat hom sal maak. Maar wat is die stilte van sy pa dan in die geval, want ons hoor nie van sy pa nie, of is hy al dood in die geval? Ek dink dit is soos in baie ander families, sodra dinge gebeur en dan onttrek die ouers hulle, of in hierdie geval sy pa. Maar dit moes ook gewees het dat hy miskien van sy pa af hierdie ding geërf het, hierdie dapperheid geërf het. Wat nie een van die ander seuns gehad het nie. Maar sy dapperheid was vir hom 'n voordeel gewees. Maar die feit dat sy broers ook vir hom vra om die huis te verlaat, sê vir my dat hulle het nie besef wat hulle in hulle midde gehad het nie. Want daar was nie 'n aanspraak, daar was nie 'n verlange of 'n niet aanspraak gewees op dit wat hy gehad het nie, sy dapperheid. Was op daardie oomblik nie 'n nood gewees. Nie net in hulle huis nie, want ons sal later sien ook. Want hy praat van Gilead, die skrywer praat van Gilead. Wat beteken en Jefta die Gileadiet? Wat beteken die gemeenskap het nie sy dapperheid gehad nie? Hy was een van die seuns van Gilead, was een van die seuns van Jakob gewees. En so hier het ons te doen met hierdie familie wat hom uitwerp, omdat hulle op daardie stadium nog nie 'n aanvraag gehad. Daar was nie 'n aanvraag vir dit wat Jefta gehad het, naamlik sy dapperheid. So in alle dinge, soms doen ons dinge, maar veral in die kerkgemeenskap ook, dan is daar nie eintlik 'n aanvraag nie. Ons doen omdat ons dinge doen. Maar wat was die Here se doel met Jefta in daai familie? Ek dink, soos ek het sien, dink ek die Here het weer hy speel weer af met Jefta se lewe, speel daar weer 'n prent af van dit maak nie saak waarvan hy kom nie. As die Here iets op jou geplaas het, kan niemand dit wegneem van jou af. Presies. Jou agtergrond maak nie saak wat jou agtergrond is. As die Here iets op jou geplaas het, niemand kan dit wegneem. Al is dit mense wat hoe sê mens opregte reg het om te erf, sal jy erf waar jy nie as die Here dit so bestel het. Hy is suppose om te erf van die eerste plek nie. Maar nou wil ek vra, ons praat van erfenis, het hy geërf aan die einde van die dag? Wel, hy het meer geërf as wat sy familie erfenis dit kon doen, want op die ou einde het hy hoof geword van die hele stam. En as ons verder gaan, dan sien ons dat wanneer hulle hom kom vra, ek dink ons hartebes storie 'n bietjie voor het, maar op die ou einde wanneer hulle hom kom vra, dan is dit hy wat na vore kom met dat hulle hom moet hoof maak van die stam. So hy het baie meer teruggekry as wat hulle hom uit weggejaag het. Verstaan jy? So as daar aanvraag is, wat het die Here in jou geplaas? Wat het die Here in jou geplaas om jou daar te kry waar hy wil hê? En want wat weet die Here wat gaan vorentoe gebeur? En vir wat vorentoe gaan gebeur, moet die Here jou nou in plek sit. Jefta was in plek gesit in 'n familie waar Gilead die hoof was van die Gileadiete. So hy was daar geplaas deur die Here vir later
om hom later in te bring in die geveg om die land verder in te neem van die nasies wat in die land was. Baie interessant. Dat neem my na die idee, of dit vat my na die idee van 'n swart skaap in 'n familie. Kom is dit altyd, want Jefta speel hom self af as die swart skaap in die familie. Ja. Hoekom is dit dan altyd die swart skaap in die familie wat uitstyg in plekke tot plekke of tot hoogtes toe wat die familie hulle nie kon sien self nie. Ja. Hoekom altyd 'n swart skaap in die geval wil ek weet. Ek dink ons is omdat ons sê ons eie toekoms ken. Omdat ons nie ja, as omdat ons sê ons eie toekoms ken en weet wat die Here se doel is met ons en waarheen ons op pad is. Ja. Met ons lewens nie. Maar omdat die Here dit ken, soos ek hier naweek gesê het in Sluitsteen, het ek gesê die Here ken ons einde aan die begin. Ja. En hierdie was daai geval gewees. Jefta het dit nie so gesien nie. Dit is hoekom Jefta vlug uit hy huishouding uit. Baie van ons vlug uit ons huishouding, sy vlug uit dit wat waarin ons groot geword het. En dit kan soms iets negatief wees. Dit kan baie keer negatief wees. En ons dink ook nie aan die emosies wat hy dalk as 'n man deurgegaan het. Presies. Kos hy kan verwerpe gevoel het. Ja. Hy kan verstote gevoel het. Ek dink hy het daai gevoelens gehad. En steeds het dit toegelaat om Ja, maar hy het nie, want hy was 'n dapper man. Ja. Dit was sy eienskap geweest. Dit was sy doel geweest om so te wees. Ja. Dit was in sy karakter om sterk te wees, maar tog sien jy, hy vlug weg van sy broers af. Ja. Wanneer die beklei uit die familie uitkom. En is baie keer makliker as dinge van buite afkom, dan kan ons steeds maar sodra dit van inwards afkom uit die familie dan kan jy nie veg nie. En soveel ons het soveel voorbeelde van dit in die gemeenskap. Kerkgemeenskap heidaglik. Ja. Wat baie interessant is. Ja, Bradley weet jy die woord sê sy Jefta het gevlug en hy het gaan woon in die land Tob. En ligsinnige manne het by Jefta aangesluit en saam met hom uitgetrek. Tob beteken good or goodness. Good or goodness. Jefta het hom daar gaan vestig, weg van die soos jy gesê, weg van die verwerping van sy familie wat hy ondervind het. En dit daar gaan veg my een ding wat die Bybel sê. Die Bybel sê, ander het by hom aangesluit en saam met hom uitgetrek. Nou wil ek weet, hoekom en waartoe het hy uitgetrek? Hy het hierdie manne by mekaar gehad, maar jy sien, daar was nie 'n vraag na Jefta se dapperheid nie. Daar was nie 'n nood, in daardie tyd. Daar was nie 'n nood nie. Daar was nie iets wat hy hulle mee kon ondersteun nie, want sekere iets het kort gekom. Die dapperheid was daar, maar die geleentheid om die dapperheid te toon het ontbreek. So nou sê hy, al het saam met Jefta toe die manne aansluit by hom, het hulle saam met hom uitgetrek. Nou hoekom? Waarheen? En wat het hulle gedoen? Ek glo is wat Dawid gedoen het. Toe Dawid moes vlug vir Saul, omdat Saul hom rejected en wou doodmaak, het Dawid manne, ligsinnige manne, en manne van skuld. Hoekom ligsinnige manne? Want dis gewone dapper manne. En hy sê, hulle voel hulle niks om te verloor, so Zebulon hulle, en Naphtali hulle. En dan word hulle so Jefta. Dan word hulle soos die manne wat Dawid gevolg het. Want die manne, sê die Bybel sê, die was verbitterde manne. Geld geskuld. Hy het geld geskuld. Hulle was so, nou ek glo Dawid, toe Dawid die manne by mekaar kom, toe is Dawid se oog nog steeds daarop, om die vyand te verniel en te verwoes. En dis hoekom Dawid op gereelde uittrek was teen hulle. Maar Saul het nie daarvan geweet nie. Dawid het gereeld op die vyand toegeslaan. Was die Saul se vyand? Net om terug te kom, ons gaan terugkom na Jefta toe. Maar in daai geval was die vyand van Saul geweest. Die vyand van Israel. Van Israel geweest. Ja. So die uitdruk van Jefta
was die vyande teen die dieselfde vyand dieselfde ding, Ja, teen die okay, vyande van okay. Israel. En hy sou obviously nie die beklei teen sy eie mense Eie nie. mense. En so wat nou ek het nou gesê die dapperheid is daar, maar die geleentheid om die dapperheid te toon is ontbreek op daai oomblik. Maar wat doen jy as jy wag vir die Here om die geleentheid na vore te bring? Wat doen jy? Die Bybel sê trek uit. So jy, dis so wat het Jefta eintlik gedoen? Jefta het sy wapens in daai tyd sy vermoë het hy verskerp. Ja. Sy die feit dat hy plundertogte uitgevoer het hy dit wat hy gehad, dit was eintlik 'n sessie van preparation vir wat sou kom teen Israel. Smart. So ons sit met dit en ons sien soms en ons vra, waar pas ek in? Wie is ek? Dit is my agtergrond, dit is waarvandaan ek kom. Ja. Maar wat is in my wat tot voordeel sal strek vir ander mense? Ja. Wat het die Here in my gesit wat tot voordeel sou wees vir sy koninkryk en vir sy werk? Ja. En nou sê die Bybel Jefta het uitgetrek. Ek noem dit sommer in daai tyd het sy wapens skerp gemaak van met al die bekleierery. Ja. En die manne moes bewus gewees het daarvan. Later moes die manne bewus geword het, hey, die man trek uit en hierdie man het oorwinning in dit wat hy doen. So, dis smart, dis so baie gesê. Ek het nog so baie vrae hier. Maar ek wil vra rondom die oorlog wat Jefta later voer. Dit is nou iets wat ek by wil kom. Ja. Want vers 4 sê in 'n tyd daarna het die kinders van Ammon oorlog gevoer teen Israel. So hier was die dapper man en hier breek 'n tyd aan waar die geleentheid waar die geleentheid daar is vir hierdie dapper man nou om sy staal te wys. Ja. Om sy dapperheid te bewys. Maar dan sê vers 5 dat die oudstes van Israel gaan haal hom en nie sy broers nie. Presies. Nou moet daar iemand vir die dapperheid gaan haal van Israel wat dit nie rejected nie. Ja. Want die broers, as die broers het nou is daar teruggekom. Presies. Nou is daar 'n demand vir sy dapperheid. Yes. Nou moet hy supply wat hier kort kom. Ja. So mense, as daar nie 'n demand is nie, dan moet jy begin na dit wat jy het nie. Dan moet jy begin dink, as ek op die regte plek, as ek in die regte tyd. Laat ek nie net my tyd verbygaan en mors ek nie net my eie tyd nie. Maar ook maak jou skerp, soos jy sê. Maak jou skerp, jou wapens wat jy het, dit wat jy weet die Here vir jou uitgesit. Presies. Skerp in die tyd van Presies. Waar daar nie 'n aanvraag is vir dit wat jy het nie. So ons kan nie idle sit en wag dat dinge moet gebeur nie. Absoluut. Ons kan nie, dan moet praktiese meelewing wees in die proses van waar jy jouself toerus om gereed te wees. Baie keer is ons net nie gereed vir dinge wat op ons pad kom nie, maar daai dinge was design vir ons gewees om deur te gaan, maar ons moes ook in voorbereiding wees vir wanneer die dinge sou kom op ons pad. Ja, en dan reminded my in die skrif wat sê dat God jou nie sal versoek bo jou kragte nie, maar met elke versoek sal hy die uitkoms gee. Ja. En het voel asof Jefta versoek was deur sy eie familie. Ja. Maar dit blyk ook asof Jefta baie defensive gewees het. Want eerstens, hy sal die kans om sy eie familie te veg nie, want dit is so worth it nie. Dis nie waar vir sy dapperheid daar is nie. En tweedens, hy gaan liewers en hy trek liewers uit teen die vyande van Israel daai tyd. Dit beteken, wat ook al nog sal opstaan in die toekoms, maak hy sommer nou al stil. Ja. Wat beteken, die geskiedenis wat hy vir homself opbou, as 'n geskiedenis van hoop. Hy gaan maak die veld, basically, prepare the field, basically. Ek hou van die gedagte wat jy nou geïtereer. Hy het nie sy gawe gevat en omgedraai om teen sy eie familie te fight nie. Hy het liewers gevlug met dit daaruit, tot die geleentheid kom, en tot die geleentheid aanbreek, vir 'n oorlog. Ja. Want Jefta was benodig vir 'n oorlog. Toe die oorlog daar is, dit was die geleentheid geweest. Toe kon hy kom, hy en sy manne. En ek dink soms
in die geval van Josef, toe Josef se broers besluit hulle wil hom doodmaak en dan sê hulle ook nog kom ons kyk wat word van sy drome. En hulle het hom verkoop uit hulle familie uit. Hulle het hulle pa laat dink, hulle het hulle pa mislei deur te laat dink om te laat dink dat hy dat Josef dood is. En min was hulle alles werk in goeie mense. Presies. Vir hulle wie die Presies. Josef kom op die einde van sy lewe en Josef sê, julle het my verkoop, maar die Here het my vooruitgestuur. Dat is nou van 'n man wat bewus geword het van wat die doel van die Here is. En die hele tyd was met sy lewe. So hy is gekoop deur sy broers. Hy's deur Potifar se vrou vals beskuldig en hy het in die gevangenis beland. Die manne het hom vergeet vir wie hy die drome uitgelê het, het vergeet tot Farao gedroom het. Dus daar weer niet geskep was. Presies. Daar's weer nie. Na Joseph se gifting. En dit was om te droom en drome uit te lê. Tot die niet weer geskep was. Soms moet ons vir die Here, soms die Here skep die niet na wat hy in ons binneste gesit het. Ek wil iets sê rondom die gawes. Want so baie keer sien 'n mens in die breë kerkgemeenskap van Suid-Afrika en die wêreld, hef die mense hulle gift, hulle gawes op. Even in 'n tyd wat daar nie 'n niet is vir dit nie. Ons is in 'n tyd van openbaring, maar steeds hoor mense gaan aan en dit sê ek is 'n profeet, ek is 'n profeet, ek is 'n profeet. En hulle sien in die Bybel ook dat daar baie geskrywe was dat of vooraf ons actually gewaarsku was dat daar gaan valse profete kom. So hoekom is dit dat mense dan die gifting so groot maak asof hulle dit groter maak as die Here wat ons het? Bradley, wat ek daarop kan antwoord is dat die giftings wat ons vang het, soos die 5voudige bedieninge, dat is tydelik van aard. Selfs profesie ook. Die Bybel praat van wanneer Paulus praat oor die liefde met die Korintiërs, dan sê hy hierdie woorde. Nou ken ons ten dele en ons profeteer ten dele. Maar eendag as die volmaakte gekom het, dan sal ons alles weet. So die gift van prophecy gaan verbygaan. Die gift van apostelskap gaan verbygaan. Maar dan in Openbaring is baie die gift van evangelisasie en van leraar en pastoor. So dit gaan verby want dit is tydelik van aard. Is om die liggaam van Christus toe te dien. Maar wanneer ons in Openbaring kom, dan sê as hulle sing tot Christus, dan sê hulle vir hom, want u het ons met u bloed gekoop. Hy sê u het ons vir God gekoop as konings en priesters. Dit is die offices waarin ons gaan bly tot in alle ewigheid. Konings en priesters. Maar die 5voudige bedieninge, dit gaan tot einde kom. Dit is nou vir die liggaam van Christus daar, om ons te leer, om ons kan groei na die beeld van die Here Jesus Christus, maar dit is ten dele, en dit gaan tot 'n einde kom. Maar die twee wat gaan staan, wat Openbaring sê, u het ons gekoop vir God. En dan ons moet onthou, die 5voudige bediening is gawes wat die Here aan die kerk gegee het. So die Here self, die Here Jesus self, is die persoon wat verantwoordelik is vir die uitdeel van die gawes. Wie dit moet doen, maar deesdae kies enige een. As ek 'n apostel wees, as ek 'n profeet wil wees, dan moet ek ingeseën word. Ek wil terugkom na Jefta op grond van dit wat jy nog noem het. As jy mens kyk na Jefta se lewe en hoe dit omdraai en hy word dan hoof van sy stam. Wat beteken hy word hy priester van stam, word hy koning van stam of net hoof van sy stam? Hy noem dit spesifiek dat hulle hom moet hoof maak. Maar hy is ook dan priester van sy huis. Van sy huis, maar nie oor die stam volgewe. Want die Levitiese priesters sou priesters wees en bly voor die Here. Verstaan jy in daai geval. Die interessante ding van hom is dat hy toe die Bybel sê onmiddellik toe die oorlog aanbreek, toe kom al die ouderlinge om. Maar dan sê Jefta, julle het my weggejaag uit my vader se huis uit. So, mense moenie worry as mense wie jou wegjaag nie. Moenie worry oor wie teen jou praat nie. Moenie worry nie. Al wat jy moet doen is bly in die wil van die Here. En soms moet 'n mens ook vlug
in die wil van die Here. Moet jy vlug soos Dawid gevlug het, sodat Saul hom nie kan doodkry nie, want sodra hulle jou uitwis, wis hulle die drome en die visioene wat jy in jou hart het, wis hulle dit. Dit het Josef se broers gesê en dieselfde. So as ons nie, Dawid sê met my God spring ek oor 'n muur. Soms dit soos Jefta die geval gehad het. Hy het weggevlug uit sy vader se huis uit, omdat hy nie welkom was daar nie. Ek wil vir iets vra rondom vlug, want ek sien Jefta vlug, Dawid vlug en Jesus vlug. Wat is so significant daarin dat die heroes van geloof en ons God homself dan moes vlug aan die tye waarin hulle gewees het. Kyk, dis ons present, dis ons tyd, teenwoordige tyd waarin ons nou is. En wanneer ons moet vlug, voel dit half ons abandon die wil van God. Ek hoor wat jy sê. Verstaan? Goeie vraag. Soos hulle met Josef gesê het, kom ons maak hom dood. En dan kyk ons wat word van sy drome. Ja. So jy envelop jou drome. Jy envelop die visie wat die Here in jou gegee het. En as jy nie sorg dat jy aan die lewe bly, dit is kom Jesus sê, as hulle jou in die een stad vervolg, vlug na die ander een toe. Hoekom? Om die wil van God in jou lewe lewendig te hou. Mense, as jy kan om uit te beweeg waar jy voel, daar's persecution op jou lewe en waar jy voel van jou drome, jy weet, jou drome is in die visie wat die Here jou gegee het, is in gevaar nie. Ja, en nou wil ek die vra, want mense vlug, in vandag se dae vlug mense van kerk tot kerk, omdat hulle sê hulle soek die waarheid van God. Nee, of hulle soek na die waarheid, of hulle soek na 'n waarheid, behalwe dit wat daar na ander kerke gepreek word, want hulle voel mense, of kerkleiers verlei hulle. Hoe weet mense wanneer hulle by die waarheid gekom het, of by 'n ware bediening gekom het, wat hulle lewe kan verander, hulle lewe kan verryk, en ook die wil van God in hulle lewe, nie net establish nie, maar ook kan verder vat. Hoe weet mens, as jy na 'n gemeente soek vandag, dat jy by die regte plek uitgekom het? Bradley, dankie, daai is 'n goeie vraag, want mense gaan net rond beweeg as hulle 'n nood in hulle self het. As jy satisfied is met dit wat in jou binneste aan die gang is, waar jy is in die Here, en die wandel met die Here, gaan jy nie rondloop nie. Verstaan jy? Jy gaan, soos Jesus gesê het, soos 'n man wat 'n parel gevind het. Ja. En hy gaan verkoop alles, of 'n skat in die land gekry het, en hy gaan verkoop alles, en hy vat en hy koop daai stuk grond om die skat te bekom. Ja. So, dan moet eers 'n stilstand kom in ons lewens. As jy 'n gevestigheid, presies. Ja. As jy 'n nood het in jou binneste, en jy het 'n leemte in jou binneste, kan enige iets dit vul. So mense sal rondgaan om te soek waar hulle gesatisfied word, verstaan jy? En dan sal hulle settle daarse. Sodra die Heilige Gees, en is die Heilige Gees, want anderste, as mense aanhoudend dit doen, dan het hy mense swerwersgees. Want die Bybel praat van, en oppas vir hierdie gees, mense, want hierdie gees is 'n gevaarlike gees. Dis die gees wat, die een wat sy broer doodgemaak het, Kain het 'n swerwersgees gehad, en hy was bang geweest, oral waar hy rondgaan, gaan hulle hom doodmaak. Dit is hoekom mense oral rondgaan. Verstaan jy? Om nie lank op een plek stil te wees, mense is bang om doodgemaak te word. Maar die probleem is, ons moet sterf van ons vlees. Ja. Ons moet sterf. Dan is my volgende vraag, want sover ek al gehoor het van mense wat so praat, wat van kerk na kerk gaan, of wat vir 'n kerk soek, in die geval, hulle redenasie is dat baie keer as daar nie plek vir hulle kies in 'n sekere kerk nie. Omdat ons so verskillende denominasies het van geloof. Ons het soos die Heilige Geeskerk, Pentecostal, ons het die 7 Days, ons het Jehovah's Witnesses, in daai geval. Maar die tipe mens waarvan ek praat is hulle wat na die Heilige Gees soek. Ja. As hulle wat na die Heilige Gees soek, wat voel, daar's baie kerke wat sê hulle het die Heilige Gees, maar hulle het byvoorbeeld nie 'n plek vir die gawe van drome, of 'n plek vir die gawe van profesie, of 'n plek vir die gawe van in tale praat nie. Ek weet nie, dit het nou al vertel van, dit het ook
bietjie 'n paar goed al gesien in die gemeente. Hoe approach ek of hoe antwoord ek 'n persoon wat sê, luister, ek soek 'n plek waar die Heilige Gees teenwoordig is, waar daar plek is van my gawe of maak hulle dit te veel persoonlik. Ja, weet jy, ek dink nou aan die skrif wat sê, come and taste what the Lord has done and see that the Lord is good. Is wat vir die mense aanvaarbaar gaan wees. Mense assosieer hulle gewoonlik met diegene wat amen skree soos hulle amen skree. Oh, wat yes, verstaan jy? yes. Waar jy presies dieselfde is soos wanneer mense dink die ou praat met taal. Ja. Of ek like die worship en ek like die worship. Maar baie keer is die fokus nie die Here Jesus Christus, maar hulle self. En baie keer word hy aangevuur van wat as mense daai gees toon, dan moet jy weet daai gees het 'n oorsprong. Daai gees het 'n oorsprong. Jefta se vaskop teen die ouderlinge toe hulle hom kom haal het, was hy verwys hulle terug, julle het my uitgeskop uit die huis uit. Verstaan jy? Nou wil hulle ek moet terugkom. So dit was 'n aanval. Hy het teruggegaan na die oorsprong van hoekom hy hulle verlaat het. Ja. En soms dit is kan daardie ding toegeskryf word aan waar dit vandaan kom. Selfregverdigheid. Dit kan dit wees. So vir sommige mense moet dit maar net wees kom en kyk en proe dat die Here goed is. Dat hulle convict word van die Heilige Gees, maar daai gees is definitief nie goed om van plek tot plek te spring om te sê ek wil kyk waar ek die woord like, waar daar lekker in tale gebid word, daar lekker gesing word, praise and worship. Dis die druk word op die verkeerde knoppie geplaas. Ja. Wat dit betref. Interessant. En Bradley om af te sluit. Die Jefta was nie oningelig nie. Hy was nie oningelig nie, want as ons ver kyk, dan skryf Jefta 'n brief aan die Ammoniete. Hy skryf 'n brief aan die Ammoniete. En dan gee hy vir hulle 'n lang rit van gebeurtenisse uit die verlede uit oor hoe God gelei het en wat God vir hulle gesê het en wat hulle nie gedoen het, want die koning van Ammon wil nou grond terug hê. Ja. Dis 'n grondeiskwessie nou. Hulle wil nou dis waaroor die geveg gaan. Hy wil nou grond terug hê. Maar die ding was dat Jefta gee breedvoerige uitlegging van die geskiedenis van Israel en hoe hulle gekom het aan dit wat hulle gehad het. En later sê ook vir hulle, sal julle as julle God vir julle grond gee, sal julle dit in besit neem. So net so die Here ook, die Here het dit in ons gegee en die Here het dit. So en ons het dit gevat. So nou wil ek sê ons moet soms ingelig wees in dinge. Ons moet as strand dom wees. Ons moet met onnoselheid. Nie lag nie, dis waar. Dis waar. Dit klink 'n bietjie funny. Ons moet opkom met dit hierdie man was nie te dapper nie. Hierdie man het hom vergewis van die geskiedenis. Ja. Hy het hom vergewis van feite om terug te kan kommunikeer om te sê nee, julle is nie reg nie, dit moet so wees. So ons moet ingelig wees om te kan fight. Ons moet ingelig wees om te kan staan in dit waarvoor die Here ons geroep het. So wat beteken Jefta was nie net 'n fighter en 'n dappere held nie. Maar hy het ook groot geword met die woord, met die kennis van wat God gedoen het vir hulle se volk. Ja. Mag ek sê dis dalk wat hom so dapper gemaak het, want hy voel hy fight vir 'n cause. Hy fight vir hy fight nie net vir presies. Omdat hy moet fight of omdat hy moet sterk wees, omdat hy homself moet bewys. So dit het eintlik nooit dan oor hom gegaan dat hy so dapper is. Ja, nee, dit was soos ons gesê het. God sien die einde aan die begin. Ja, smart. En het Jefta daar gesit. Maar ek is dit wat jy nou gesê het, ek dink ook aan die feit God lei ons nooit net sommer uit 'n ding uit om ons nie in 'n ander ding in te plaas nie.
As ons deur die woestyn moet gaan, ons gaan maar aan die ander kant van die woestyn, aan die ander kant van die water, is daar beloofde land. Ja. So God lei hulle uit Egipte uit om hulle te bring in. So wat daar gebeur, daar was 'n herhaling van inligting wat oorgedra is aan die kinders van die dinge wat die Here in hulle midde gedoen het terwyl hulle uit Egipte uit die slawehuis uit pad gegee het om hulle te bring in die land van melk en honing. Nou wil ek vra, maar dit blyk my dat daar sekere gemeentes in die praat van die kerk as vir jou, wat eintlik 'n slawehuis is vir die kinders van die Here. Right? Ek sien nou by of ietsie, wat is die? Daar sekere gemeentes wat dit blyk asof hulle 'n slawehuis is. En die mense wil enslyf onder leiers wat die gedagte van onsaligheid het, maar die krag daarvan verloor het. Hoe help 'n mens mense wat na die waarheid van die Here soek om uit 'n plek uit te kom waar hulle weet hulle word, hulle lewe gaan agteruit, hulle geestelike lewe gaan agteruit, hulle walk met die Here. Beteken dit hulle ken dan nie, hulle sê goed genoeg toegerus met die woord van die Here nie? Of doen hulle dalk 'n selfstudie van die woord van die Here nie? In die woord van die Here sê hy het mense oorgegee aan misleiding. Ja. So baie keer is mense in slawehuise gevange omdat hulle oorgegee is daaraan, omdat hulle leuns glo. Ja. En dan kom jy wat insig wil gee in die waarheid, is baie moeilik, want hulle is oorgegee. Dis al wat ek daaroor kan sê, want jy lei my nou in 'n hoekie in wat geestelike leiers my kan opkap. Ek soek net verligting in daai area vir mense wat kyk hierna vandag. Ja, maar soos ek sê, mense is oorgegee aan dit wat hulle glo. Mag die Here my baie sit in dinge waarin hulle vashou en waarin hulle self glo, daarom het die Here hulle oorgegee volgens die boek van Romeine 1. En wat van die geliefdes wat voel, wat dalk kyk vandag, wat dalk voel, luister, miskien as ek oorgegee of miskien is ek nie oorgegee nie. Wat is die eerste approach wat jy kan neem om uit te kom uit daai ding uit? Om te kan toets of jy oorgegee is aan jou eie begeertes of nie oorgegee is aan jou eie begeertes. Die woord van die Here is waarheid. En die Heilige Gees is die gees van waarheid. Sodra ons besef ons is oorgegee aan misleiding, as die oortuiging daarvan kom, die eerste ding wat ons moet doen is om vir die Here om vergifnis te vra. Vergifnis is altyd die deur wat oopmaak vir baie ander mooi dinge om te geskied en om in vryheid weg te loop van dit wat ons gevange geneem het. Ons om vergifnis vra vir die Here. En dan in die Heilige Gees vra, lei ons in die weg van die waarheid. Jesus Christus is die waarheid. Hy sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. So ons kan vir hom vra, lei u my dan in die waarheid van u woord en deur u gees van waarheid. So geliefdes, Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom. Hy is ons verlosser. Hy het ons gerig om te by die Vader te kom. En om af te sluit rondom Jefta, die Bybel sê, Bradley, dat die gees van die Here het oor Jefta gekom. Toe hy moes optree. Die gees van die Here. Maar toe maak Jefta die fout om vir die Here 'n gelofte te maak. Dat die eerste ding wat by sy deur het kom, hy sal dit aan die Here as brandoffer gee. En toe hy oorwin het en by die huis kom, dis dit sy dogter, sy enigste kind wat uitgehard het. En is dit na die oorlog? Na die oorlog. Na die oorlog. So nou, ek wil vra, hoekom het Jefta gedink dit was noodsaaklik geweest om 'n gelofte aan die Here te doen? Baie keer doen ons hierdie gelofte aan die Here. Van Here, as jy my help met dit, dan gaan ek dit doen en ek gaan dat doen en dit. Maar was dit nodig?
die opskrif van hierdie ding is praat van 'n onversigtige gelofte wat hy gemaak het. Hy was nie versigtig geweest. En wanneer jy 'n gelofte aan God maak, sê die Bybel, dan moet jy dit betaal of jy kry moeilikheid. So ek dink hy was onseker geweest in homself. En hy was onseker en hy wil hy sekerheid hê dat die Here dit wel gaan doen. Na wat 'n mens sien kan dit blyk dit presies. So dierbaar is wat het hom genoop om daardie gelofte te maak terwyl die Heilige Gees self op hom was. Wat het jy vir die Here gesê toe jy in die nood was of toe jy sekerheid wil hê van wat die Here vir jou moet doen? Wat het jy gesê? En as jy 'n gelofte aan hom gemaak het en jy het dit nie vervul nie, vra hom om vergifnis. Of vra hom om vergifnis, ja. Wat is die ding dat ons so onsekerheid het? Ongeloof of bloot wantroue in die Here. Ek dink ons gaan dit op volgende geleentheid. Amen. Volgende moet ons praat oor ongeloof. Amen. En want soms is daar baie goed wat ek ook ongeloof het en ek dink dit moet aangespreek word. Amen. Ja, so amen vir nou. Seën vir julle geliefdes. Wees geseënd. Here seën julle. Dis 'n afsluiting gebed. Nee, dis fyn. Ons kan niks maar ek